Arme Selma moet in die skool te kry. As laatste kikkie met die koekies inkom, dan sê Selma, ek moet een kry. So sê ek was ook 'n man, sy vrou. Prys die Here, prys die Here. Môre. Dis môre. Ons het daar nie gekry. Prys daar kom. Prys die Here môre en môre. Ekskuus tog minste. Jy mag nie eers stap. Prys die Here. Halleluja. Wat 'n groot voorreg is dit. Om vanmôre saam te kom in die huis van die Here Jesus Christus. Ja. Die beste, die lekkerste plek. Ek kan nie glo dat mense nie lief is vir die kerkie man. Ha? Jo. Eers moes hulle my geslaan het om my in die kerk te kry. Nou moet hulle my slaan om my uit die kerk uit te kry. Hang af wat in jou hart af. Prys die Here, dit hang af die honger wat binne in jou is. Is dit waar vanmôre kind van God? Halleluja. Ek wil vanmôre vir al die vaders, ek wil eers vir Papa God sê dankie. Amen. Dat hy ons so lief gehad het, dat hy bereid was om sy enigste seun te stuur, sodat ons almal gered kan word. Wie wil gered wees? Halleluja. Hou net vas aan Jesus. Amen. Dan wil ek vir elke vader vanmôre sê, baie dankie vir dit wat julle doen in julle huisgesin. Dankie dat julle familie kan trots wees op julle. Halleluja. Dis 'n klomp van ons wat nog probeer om vaders te wees. Halleluja. Maar ek wil vanmôre vir elke vader sê, baie dankie vir dit wat julle in julle huwelik en in julle kinders ingebou het. Prys die Here. Ons is trots op elkeen van julle. En ons almal is mos maar vaders. Is dit nie waar, die kind van die Here? Kom ons wandel soos vaders. Teenoor jou vrou, al het jy nie kinders nie. Behandel jou vrou asof dit 'n geskenk uit God se hand uit is. Amen. Prys die Here. Kom ons wees lief vir mekaar. Ons dien die Here. Nogmaals baie geluk aan elke vader. Mag Jesus julle seën en leef vader uit man. Halleluja. Nie net Vadersdag nie, want dis maar ingestelde storie, Vader en Moedersdag. Maar wees elke dag 'n vader vir jou mense rondom jou. Prys die Here. Halleluja. As jy klaar is, kan ek iets sê. Asseblief vrou Billy, sê sommer nou iets asseblief my Ek skat. is nou net bang ons gaan. Dankie wel. Jy moet hard praat. Kan broer Gert my hoor? Kyk dan vergeet. Sy word vergeet by die huis. Hy moet maar lip. Maar dan moet jy voorkom sit. Hier's twee Ja. plekke hier voor. Maar gaan hy kan hoor man. Jy moet ook sit hier voor man. Hier's kom sit hier voor man. Anders dan hoor jy niks man. Suster, kom sit julle hier voor. Selma klaar julle Fransies vir julle Is uitgesit. daar 'n rede hoekom daai stoele daar is? Ja, vir Is daar 'n julle toe. rede? Sy sê toe is vir julle net. O.
Nee, 100%. Ons het nie eerder. Dit is 'n rede. Ek kan net beweeg. Dat is te naby daar by die kamera. Ja, maar Nee, sit daar hier. dan sit jy krities as jy. En nou kan ek nie daar verby as iemand 'n kerk op toe. Ja, gaan niemand meer kom nie. Ek sit maar net so. Prys die Here. Amen. Sit hom net daar agter iets. Goed idee, Richard. Ons sit 'n bietjie As agter. jy dat Waar is de rechts van? Amen. Ons moet terug na die kerk. Prys die Here. Halleluja. Kom ons gee vir broer Willie 'n kansie. Amen. Ek groet elkeen in die dierbare naam van Koning Jesus. Jy weet vandag is dit Vadersdag. En ek wil ook soos pastoor sê, vir al die vaders, geluk sê dat julle nog staande gebly het deur al die jare, deur die genade van die Here, maar dat julle staande gebly het as gevolg van baie druk, as gevolg van baie persinge van die lewe en as gevolg van druk van die vrou se kant af, het julle nog staande gebly. Nee, vir ons druk mos 'n man so 'n bietjie. Van die vrou se kant af, hy druk van die vrou se kant af. Ons staande gebly. Het ons staande gebly. En as ons vir die Here dankbaar vir genade kan soos die, dat daar vanoggend so baie manne is, gewoonlik by 'n kerk of by 'n organisasie, is die vroue die meeste, Ja. vanoggend is die manne. Ja. Ons kan die Here vanmôre baie dankie sê Ja, daarvoor. hulle het geweet hulle kry 'n tikkie. Ja, En hier is 'n spesiale 'n geskenk aan die vader van die gemeente, Amen. Pastoor Johan van Leeuw. Ja, En die Here is seën pastoor. Ons was die Heer vir julle. En baie dankie, kan nou nie meer vaders daar wees. Prys die Here. Wie vir julle met skattebone. Prys God. Kom ons open met Ja, die gebed. Here sê ek sien julle. Prys die Here. Halleluja. Prys God. Prys God. Vader, ek kom vanmôre in die wonderlike heilige naam van Jesus Christus. Here God, al wat oorbly vanmôre is dankbaarheid teen hierdie lewende God. Here Jesus, dankie dat U ons Pappa is. Dankie, Here, ons aardse vaders het ons het gegaan, Here, is nie meer daar nie. Here, hulle het die beste probeer wat hulle kon. Maar daar's maar net een. Vader God, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre kan uitroep, ons is uitverkoop aan Jesus. Amen. Here, dankie dat ons vanmôre kan bely, Here, sonder U is ons 'n nul op 'n kontrak. Here, dankie dat ons vanmôre kan bely, Here, as God dan vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Amen. Here, as ons so terugkyk op die pad, Here, kan ek regtig uitroep, een ry spore, daar waar Jesus ons gedra het. Ons eer U vanmôre, ons prys U vanmôre, Here God. Help ons dat ons nooit moeg sal word nie. Here, dat hierdie wêreld ons nie sal kom insluk nie, maar dat ons begeerte sal wees om meer soos U te wees. Seën vanmôre hierdie bediening. Here, ek bid Vader dat uit hierdie bediening menigte siele sal inkom. Here, dat hier uit hierdie bediening, Here God, mense sal opstaan wat die moed en die ywer het om te gaan, Here, en te sê, so spreek die Here. Hande op die siekes lê dat hulle kan gesond word. Dankie, Hemelse Vader, bid vanmôre vir Broniel. Salf hom en seën Ja, hom, stem Here. saam vanmorgen. Dankie, Here, ons prys U, Here, Ja, dat U Heer, vanmôre Heer, sal kom werk met U. Yes, en Lord. niemand sal keer nie. Ja, Dankie my God. Amen en amen. Amen. Prys Here. Kom ons sing lekker saam tot eer van die Here Jesus Christus. Kom ons sing. Was the straight line you
grootste nie op die kleine nie. Daar by die man, ons moet weer by die kruis uitkom. Is dit waar vanmôre elke dag is 'n kruisiging dag? Is dit waar ons moet nie net een keer geslag word nie elke dag? Is dit waar, kind van die Here? Ek wil vanmôre vir my boeta baie dankie sê. Hy het kossies gebring. Ek het so lank al gebid daarvoor dat ons kos het om vir arme mense te gee. Nou ek gaan soos die Here my lei, gaan ek vandag die kossies uitdeel. Ek kan ook nie gee dat mense die kos later gaan verkoop vir drinkgeld. Ek moet regtig vanmôre wysheid hê. Amen, prys die Here. Baie dankie broer. Sê vir die suster, ons waardeer dit. Amen. En mag God julle ryklik seën. Hoor? Verwag 'n seën van die Here af. Want God gee soos jou hart gee. Amen. Is dit waar? As jy dit met jou hart gee, dan gee God dit vir jou dubbelvoudig. En dankie dat dat God my gebed gehoor het. Want hier's mense wat hier kom wat swaar kry. Maar ek sê weer gaan hulle nie oorlei dat hulle dit gaan verkoop vir drinkgeld. Ek sal gee soos die Here ons lei. Ek sal vandag soos die Here my lei, sal ek ook vir julle uitdeel. Maar ek glo dit is regtig waar baie vir die wat nie het nie. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie dat ons 'n gemeente kan word wat vir die armes kan gee. Ek weet hulle het gesê ons betaal nie mense om kerk toe te kom nie. Ek betaal niemand nie. Maar ek weet daar's mense wat honger is. Amen. Is dit waar? En God het ons daar gesit en dankie my boetie dat julle God se roepstem gehoor het. Om te sorg vir die wat nie het nie. God seën vir jou daarvoor. Amen. Prys die Here. Iemand wat vanmôre getuie het, Suster Kitty. Dankie vir die lekker koekies weer. Prys die Here. Ag man, ek hou nie van Vader en Moederdag nie, maar Suster Kitty in die omtrekkers kan ons dit maar dubbel maak. Prys die Here. Ek kry niks as jy sê ek sal kyk of daar oorbly. Prys die Here. Gelukkig maak sy altyd baie so dat hy kom voor. Prys die Here. Jy's my boetie, kom staan voor my broer. Okay, ek sal maar seker. Ons wil broer wyn sien. Môre, as net 'n getuie wat ek wil. Vanaand kom en waar God ons gevat het. So my van 'n Sali. So dit beteken my pa was moslim, my ma was Christen. Hulle was getroud en toe bly hulle by haar skoonma. My eerste broer was gebore. Hy word Resaat genoem. My ma was nie baie happy nie, ons het gemove, sy het tot bekering gekom. En jare daarna met gebed en God het my pa op tot bekering gekom. Wow. En
soos die lewe gegaan het. My pa het sy eie besigheid gehad, alles het swak gegaan, niks het reg gewerk nie. Ons het nie eers kos in die huis gehad nie. En toe kom die moslim gedeelte en hulle sê vir my pa, luister, weet jy wat? As jy terugkeer, sal ons vir julle sorg. Ja. En die keuses was gemaak en my pa het nie teruggegaan nie. En hulle sê ook in die Bybel, what was meant for your harm, God will use for your good. Ja. En wat gebeur het op daai oomblik is, in plaas dat die Here ander gebruik het om vir ons kos te voorsien, het hulle gekom en kos op ons tafel gesit, sonder iets om te verwag. Dis waarom ek sê ons Here is groot. Ons besef nie altyd nie, my pa het nie veel langer geleef nie, hy is op 42 dood aan longkanker. Maar die lewe wat hy gehad het hy vir die Here gebruik. En dit is waarom vir my baie belangrik om te weet, maak nie saak wat 'n geloof jy is nie. God kan jou altyd gebruik om ander te seën. Amen. Halleluja. Ek groet die geseëndes van die Here in die wonderlike naam van Jesus. Here is goed vir julle. Amen. Ek sien goedheid en guns vir julle. Vir julle hele familietjie, goedheid en guns. Weet dit, I love you people. Dat is ook al jare hier, soos Annikie en allemaal wat al jare hier is, maar hulle is al soos die meubels van die kind. Ek kyk die week op YouTube het ek bietjie Jerusalem toe gegaan. Is iemand wat 'n YouTuber is. En ek het daar hier saam met die YouTuber en ek luister wat hy sê. Hy sê hy het eens op 'n tyd die Here gedien. Want hy nie meer die Here nie. Hy het besluit om net goed te wees. Jy kan nie net goed wees. Jy kan goed wees vir alle nasies. Ek glo aan goed wees. Amen. Alle nasies. Amen. Hoor wat ek jou sê. Ek is lief vir alle nasies. Amen. Ons het as kinders by my ouma op die plaas saam met die Khoisa's hulle genoem Inyamen. Ek is lief vir alle nasies. By my gaan dit oor elke stam, elke nasie, because God died for all of us. Maar ek kyk die besigheid so, ek dink, hoe kan jy sê, jy moet net goed wees? Jy kan nie net, jy moet Jesus dien, dan moet jy goed wees. Eers Jesus aanneem, dan is jy goed. Amen. Hy moet Jesus goed wees. Jesus goed wees. En 'n baie geseënde Vadersdag vir elke vader. En die Here het vir Broer Charles gebruik. Broer Charles, jy's 'n werkstuk van die Here, want dit is lankal wat pastoor bid vir iemand wat iets kerk toe bring. Julle besef dit nie, ons sit by ons huise nie, ons het 'n broodjie om te eet of 'n eiertjie om te bak. Maar daar's 40 mense wat nie baie swaar kry. Hulle het nie eintlik regtig geld om kos te koop nie. En hulle ken nie, Die lewe. hulle ken nie die kerk hoor, hulle is gereeld kom klop hulle hier. Nee, maar ek praat van my mense wat kerk. Ja, ek praat van my kerksmense sorg ek. Want die ander kan ek nou niks maak. Is 'n huisgenote. Ja, die Bybel sê vir my die huisgenote. Hierdie is die mense wat ek moet na omkyk. Die Here het my nie aangestel by 'n klomp nie. En die Here het gesê omdat ek oor die minste vir my, omdat jy oor hierdie min getrou was. Ons was eers net 3 in die huis, nee, onthou jy vir die min. Die Here sê omdat jy oor hierdie gekyk het, die bietjie, gaan ek vir jou baie meer gee. So jy gaan baie meer kry. Maar jy moet kyk, ongelukkig moet jy kyk na dit wat jy het. As die Here 3 ingestuur het, moet ek mooi kyk na hulle. Die Here stuur julle in, ek moet mooi kyk na julle. Of hoe? Anders gaan die Here nog nie, as ek julle nie liefde bewys nie, gaan hy nog stuur. En vir my ook nie. En vir jou ook. Die Here gaan nie, as ek nie omgee vir julle nie, gaan dit nie 'n groot kerk word hier langs aan nie. En dan moet liefde onder ons wees. Ons moet lief wees vir mekaar, nie wegstekers met messe nie.
Amen. Hoorie so, dis 'n lelike ding wat in ons wêreld aangaan, hoor. Ek hoop nie julle word ooit so nie. Ons moet nie backbiters wees nie. Amen. Ons wat hier sit, ons moet opkom vir mekaar. Ja. Ek luister gister na 'n Zulu man wat sê, we must love each other. Not fight. Love. Want fight kan jy enige plek kry. Maar liefde kan jy hier kry. Ons wat hier sit, hoeveel ons ook al is vanmôre, ons moet liefde vir almal uitdra. Amen. Maak nie saak wie hulle is nie, Richard, maak nie saak watter kant se nie. Ons moet liefde uitdra daar buite. Dit is 'n werk wat die Here vir ons toe ons bekeer het. Het hy gesê, wees lief vir almal. Amen. Amen. Prys God, nog iemand wat Ek het ook 'n dankbare hart. Amen. My seun in Engeland, hulle het Vrydag die 19de, né? Vrydag was die 19de. Het hulle weer 'n ou dogtertjie. 'n pragtige ou dingetjie, haar naam is Alexandra Grace. My moeder maar nogal. Ja, nogal 'n mooi naam, né? Maar ons is baie dankbaar. Sy's te pragtig. Hulle het nou 3 dogtertjies en my dogter het 2 seuns. Maar my dogter begeer so 'n ou dogtertjie, maar sy sal nou nie nog kinders kon hê nie. Maar ek is so lief vir daai kind. Ek kan nie vir julle beskryf nie. Ek het haar nog nooit ontmoet nie. Vandat ek gehoor het my skoondogter is swanger, is ek so lief vir daai kinders, al is hulle daar deur daar ver. Maar ek is baie dankbaar daarvoor. Dat ons geniet klein kinders. Prys die Here. Ek het eintlik gesê hulle moet ruil. Vir die kinders. Ja, kyk dan net hierdie een is seun en daai een het nog Amen. Prys die Here, prys. Ja, ek staan ook vanmôre met 'n dankbare hart. My jongste boetie, my oudste broer het kinders. My ander broertjie op Woester het die kinders nie. Ek en Selma probeer nog, maar ons maak niks. En dan my jongste boetie, hy het 3 dogters. En daar was niks en gister, stuur hy vir my boodskap, hy sê middeldogter is verwagtend. Ek bel haar, sy lag, sy huil amper in een Lindey. En sy sê, ja, die Here is vir ons so goed. Ek het nou 2 weke terug my laat doop, ek het nie geweet ek is verwagtend nie. En my babatjie sommer saam met my gedoop. Ek bring die Here God vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding. Sjoe. Ek is so bly vir my broertjie se part, hy het so lank uitgesien om ook 'n oupa te wees. Is God nie getrou nie dierbaar? Maar weet jy, ons moet dit vir mekaar gun. Ja, ek het ook. En weet jy, ons moet die seën van die Here, ek het daai kind gebel, ek het gesê, lê jou hand op jou maag, dat ek kan bid vir daai kind. Ja. Dat hy kind geseën sal wees. Ek is so dankbaar, sy en haar man dien die Here voluit. Is dit nie wonderlik nie, kind van die Here? Weet jy, baie Lanelo, baie kere dink 'n mens jy saai, maar daar gebeur niks. Maar ons moet minder praat en meer bid, is dit waar? Ja, man, ek is opgewonde vanmôre, saam met my boetie en saam met sy vrou, saam met sy kind, dat daar 'n klein babatjie op pad is. Prys die Here, ek gee God vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding. Ek weet nie as daar nou nog iemand wat opgestaan wat gaan praat van 'n babatjie. Suster Selma, hou vas, jong, prys die Here. Halleluja, halleluja. Is daar nog iemand wat wil getuig tot eer? Ja. Asseblief tog. Ek wil net alle eer aan Jesus Christus gee dat hy my deurgehelp het met die operasie. Ek het regtig geglo ek kan dit maak. Ja, broer. Maar Amen. Dankie Here Jesus. dit sy help. En Amen. dan een ding wat al lankal op my bors sit, is iets wat ek in die Bybel gelees het van die doringbos. Ek dink Jesus het Moses Ja. uit die doringbos geroep. Nou almal wat miskien hierso sit wat operasionele diens gedoen het, sal weet wat is 'n doringbos, wat ons genoem het 'n hak en kakbossie. Ja. Baie fyn dorings, hy het nie baie blare nie. Maar daar het 'n geleentheid gekom
net aan die ander kant van die grenslyn en dan Gola wat hulle ons omsingel het. Ons was omtrent 60, hulle was so 150 en die boodskap het hier gekom, gaan in dekking in, moenie skiet nie, los hulle, laat hulle deurloop. En die enigste wegkruipplek vir my was, naby my, was onder 'n doringbos. Dis nou al seker 45 jaar en ek dink nog al die tyd daaraan. 2 keer bane het reg hier voor by my verbygeloop, ek kon aan hulle bene vat. So, Ek het op my herke gesit met my geweer onder my ken. Ek weet nie hoe het hulle my nie gesien nie. Eerlikwaar. Hier het nog werk vir jou. En dit laat dink my so baie aan die doringbos wat nooit uitbrand nie. So ek voel net amper soos Moses wat hy geroep het. Hy sê het kom sit onder hy. Amen, prys die Here. Wat 'n wonderlike getuie. ja, dis nie waar. Weet jy, sê roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Weet jy, baie keer bring ons nie die eer onmiddellik nie. Ja. Maar dan was ek daai tyd om die eer te bring nie. Maar vanmôre was die tyd vir God, om vir jou, dat jy hom vanmôre eer. Ek was in dieselfde posisie. Wat hulle verby ons loop, ek het onder 'n boom wat afgebrand het, wat geval het. Onder hom, ons was 2 wat onder hom gelê, 3. Wat hulle by my verbyloop, as ek my hand uitsteek, dan trip ek hulle. Dat ek ook met die geweer so gelê, sê ek vat liewer my eie lewe voor hulle my vat. Maar God het my gehelp. Ja. Want weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, soos daar 'n roeping op my lewe is en op elkeen se lewe, het ons 'n tweede kans gekry. Ek het al baie, jy het ook al baie kansse terwyl jy op hierdie lorry op die pad ry. Elke dag is 'n kans wat God vir jou gee. Want dis nie speletjies om op die groot lorries te ry. Nee, dis speletjies. God bewaar jou. Want God het 'n plan. Vanmôre het jy ietsie kom wys van dankbaarheid wat God vir jou doen. Hulle het hom amper al gekaap op Prys die die Here. lorry. Maar God ons ja. Ja, die ou was al 2-3 keer amper gekaap, maar God het hom bewaar. Amen, prys die Here. Amen. Prys God. Nog iemand wat 'n getuie het? Prys die Here. Suster Annetjie, asseblief. Nee, ek ry nou op 'n ander man se rug, nee, maar dit is maar net 'n feit as God vir jou is. Wie kan Verseker. Amen. Amen. Ja, as Satan teen jou is, of as hy sy mes vir jou in het, hy is die lyn, hy trek elke stopblok waar hy is, trek hy uit. Elke triek in die boek draai hy. Nee, dis nie En waar. 'n mens begin sy trieks ken. Ja. Jy sien dit nie altyd draak van wat dit is nie, maar dinge wat verkeerd loop en ek praat in namens Harde, so hy's nou nie hier nie, maar regtig wel. Mense wat nie opdaag vir werk nie. Ou, Lucifer gebruik enige triek om struikelblokke in jou lewe te gee. Maar en hierdie week was net weer vir my een van daai weke wat ek sê, wow Here. Jy is so getrou. So ek moes 'n donderdagie en vryse terug opgemaak. Maar as ek sien, ek kry teenkante. Dan is dit mense wat so oop is vir manipulering van Satan, wat direk dwars werk met hom, direk moeite doen om hom teen te gaan. En dan rig God hierdie engele op. Wat voel probleme uitsorteer. Wat nie eens direk vir hom werk nie. En wat voel probleme oplos en net daar is vir hom. Sonder dat hy hoef te vra. En dis net God. Ja. Amen. En maak nie saak wat Satan doen nie. Solank jy net weet, Here, as U vir my is, kom God deur, weer en weer en weer. En ek wil net vir die Here al die lof en al die eer daaroor gee. Amen. Here, ek wil vanmôre bid ook vir Annetjie. Ja. Dankie Here vir 'n vrou wat by haar man staan. Amen. Here, my ma het altyd gesê ek is 'n goeie mens. Maar as dit by my kinders of my man kom,
dan druk ek my naels uit. Here, dankie dat Annetjie so opkom vir haar man. Here, u woord sê, die vrou moet haar man beskerm. Here, ek wil ook hierdie geleentheid gebruik om vanmôre vir u dankie te sê vir my vrou wat my so beskerm. Partykeer dink ek, hy los my 'n bietjie jong. Maar dankie Hemelse Vader. Here God, ek wil bid dat die seën van die Here op hulle sal rus. Selma sê altyd, ek kan vir jou sê jou vul is, maar iemand anders te sê het nie vir jou nie. Dankie Here. Amen en amen. Prys die Here. En jy hoef glad nie te worry oor haar dis nie. Yes. Al hoe die vyand door die Here sal altyd mense stuur in sy plek om hom te help. Weet jy, God is so getrou. Ek ken regtig niemand soos Jesus nie. Hy is net fantasties. Hoe sê Pastor Marius Erasmus altyd? Sê vir niks awesome nie behalwe vir God se He's werk. very awesome. Hy maak 'n pad in die woestyn waar daar nie 'n pad is nie. Amen. Dit kan met jou hoog gaan, maar hy maak 'n pad waar daar geen pad is. Amen. Amen. Prys die Here, prys die Here. Nog iemand wat 'n getuie het? Suster Marie, Here vir ons, hoor ons sing hulle daar. Ek wil net tog, kom ons bid tog vir suster Takus. Haar pappie is Vrydag, is haar pappie huis toe, sy pappie oorlede. Kom ons bid vir haar, sy vat dit baie goed hoor. Regtig, sy sê sy donderdag na haar pa toe gegaan. Haar pa het gesê was lus vir jelly en goed en custard, sy het dit vir hom gemaak en kondensmelk en Vrydagoggend is sy huis. Prys die Here. Kom ons dink aan hulle, né? God kan vir ons alles doen. God kan vir ons alles doen. Alles doen. Alles doen. God kan vir ons alles doen. Alles doen. God kan vir ons alles doen. God kan vir ons alles doen. Alles doen. Alles doen. God kan vir ons alles doen. Alles doen. God kan vir ons alles doen. God kan vir ons alles doen. Alles doen. Alles doen. God kan vir ons alles doen. Alles doen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Broer Neil, net soos die Here jou lei. Prys die Here. Sy broer kan verbyskuif. Ja, kan nie verbykom. Prys die Here, moenie kom mors met broer Neil nie. Die ding is nooit. Here is al bitter getrou. Amen. Ek nou die dag toe pastoor vir my vra of ek die boodskap sal bring, sit ek by die tafel, ek sê Here, waaroor moet ek praat? En dadelik, ek sê vir Kokkie, waaroor gaan ek praat? Sy sê nee. Ek sê geloof. En as jy nou vanoggend se getuienisse hoor, is alles geloof. Amen. Alles geloof. En weet jy hoekom sukkel ons met geloof? Oor ons nie verstaan nie. Dis die waarheid. Amen. Ons verstaan nie wat die Here vir ons wil sê met geloof nie. En ek wil dit vir julle vandag 'n paar plekke in die Bybel wys. Want dit het my verander in my lewe. Ek het deur diep slote geloop. Soos Wayne. En as jy nie deur die slote loop nie, soos Annetjie nou gepraat het, kan jy nie die pad stap nie. Ja, jy kan nie eens Jy kan nie. Amen. Jy moet Jy moet deur hierdie slote. Ja, Dit amen. moet vat aan jou. Dit is wat. Toe daai dinge my daai jare krap, toe vat ek hierdie boek. Ek lees hom van die oggend 3 uur af. Ek lees hom in die jaar deur, en ek lees hom die volgende jaar weer deur, en ek lees hom die volgende jaar weer deur. Amen. So ek weet wat hier staan. Ja.
En dit gee vir my mag. Amen. Dit gee my mag. Ou wat die woord praat. Hy moet lekker wees, want ek weet wat hier staan. Ja. Ek sê maklik in 'n kerk. My kinders was, hulle moet nie saam met die kerk toe gaan nie, want ek steek my hand op. Dan sê ek, jy praat nie reggie. Dis nie wat hier staan nie. Dit gee vir ons mag. Amen. Daai jare toe ontvang my jongste kind so 'n beeltjie vir 100 bywoning, 100% van die jaar se Sondagskool. Toe sê ek, eintlik is dit my beeltjie. Ja. Ek het jou gewys wat moet jy doen. Dis. Jy moet hier sit. Jy Amen. kan maar dink ek kan net elke tweede Sondag kom, man, vergeet dit. Ja. Is die Here elke tweede Sondag vir jou deur? Hey. Wat gaan Die jy dan? waarheid, die waarheid. Wat gaan jy dan, man? Ja. Ons kan nie. Ons moet getrou wees. Hy Ja. toets ons aan getrouheid. Dis die waarheid. Hoe getrou is dit? Amen. Charles wat hierdie goed gebring het, is getrouheid. Hy is getrou. Die Here het gepraat in sy hart. Ja, en hy het sy hart. geroer. Is so. Here praat baie keer in ons hart en ons los dit. Ja, o. Ek het 'n pastoor gehad, hy het vir my gesê as hy ou langs die pad staan en hy dan bid hy eers en vra Here moet ek hom oplei. Toe sê ek nee, ek dink jy maak 'n fout. Die Here sê jy moet goed doen so ver as moontlik aan almal. So jy moet ook 'n besluit neem. Yes. Jy kan nie alles vir die Here gee nie. Ja. Neem jy die besluit. Ja. In elk geval, ek wyk nou alweer af. Die uitleef van geloof. Ek wil graag vir julle wys en 'n mens moet hierdie goed verstaan. As jy dit nie verstaan nie, is dit moeilik. Wat is geloof? Staan in Hebreërs 11. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ja. Amen. Weet jy wat's interessant, die breingemeenskap, as hulle jou nou verduidelik na die landroskantoor toe op Woester, dan draai jy aan Woester in, dan vat jy die tweede robot, dan draai jy links, sien jy? En dan gaan jy draai kant af, dan draai jy regs vorentoe, sien jy? Sien jy? Jy kan dit mos nie sien nie. Jy kan nie sien nie. Want dis wat hulle sê. En omdat hulle dit sê, sien jy dit? Ja, ek sien dit. Ja. Ek sien dit. Ja. Dis wat geloof is. Ja. Dis hoekom ons maklik bid en dan twyfel ons. Ons dink ek wonder of die Here dit sal doen. Ja, is die waarheid hoor. Hy sê wat jy my vra sal ek vir jou doen. Ja, die waarheid. Glo net. Glo nie. Glo net. Is dit nie interessant die mense dan nou wat wil God by my en jou sien? Dit is vir my so heel versies. So wonderlik. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Amen. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Ja. Jy kry hoop aan mense wat in die kerkloop sit op 'n Sondag Ja. en dink hy het genoeg gedoen. Is die waarheid. Man, Jesus gaan vir jou sê ek ken jou nie. Here, maar as in jou naam duiwels uitgedryf. Maar ek ken jou nie. Ja, ken nie. Ek ken. Jy moet 'n ontmoeting hê met Jesus. Ja, amen. Jy moet by 'n braambos staan Yes. en jy moet sy stem hoor. Yes. En ons almal het 'n verskillende braambos. Yes. My braambos was 'n ou wat met 'n nagekom het en ek het besluit ek gaan hom doodmaak. En ek het elke oggend gestap met my hond en ek het planne gemaak en ek was by doodmaak. Ja. En die oggend sê die Here vir my, hoe vergewe jy hom nie? Wie, ek sal dit nooit vergeet nie. Dis so koue water wat jy op my gooi en ek sê, Here, jy seker nie reg nie. Wat het die ou aan my gedoen? Ja, ooit. Maar weet jy van daai dag af, ek het vir Kokkie vertel toe ek haar net ontmoet het. Toe ek elke dag daar klip opgetel. Gooi ek dit daar op 'n hoop. Later het daar klip hoor as die tafel. Hoop klippe gelê. Wie hoekom was die klippe daar vir my? Ja. Om my te herinner wat die Here gesê het. Toe ek hom vergewe, toe val alles van my af. Is die waarheid. Toe raak ek rustig. Ja. Toe kan ek begin rondkyk en ek kan begin dink, want wie wat gebeur ons dinkie? Kan nie dink nie. Ons dinkie. Kyk as mense moeilikheid kry, dan val hulle in depressie. Hulle wil selfmoord pleeg. Ek was daar. Die waarheid. Hoekom? Oor ons nie glo nie. Ja, glo nie. Oor ons nie glo nie. Ja, Dit alles is oor geloof. is geloof. Maar ons los dit. Ons man, die Here sal vir my weer 'n woord gee. Man, die Here het jou klaar 'n woord gegee. Ja. Ek sal by jou wees altyd. Ek is met jou. Ek sal jou beskerm, ek sal jou Ja, help. ja. Glo net in my. Basic. Ek het 'n pel gehad, hy het gesê sy pa, hulle glo nie in die Here nie. Toe sê ek, wel, dis hartseer.
Jy gaan nie die hemel sien nie, toe sê, nee, maar ek moet onthou, sy pa doen alles vir mense en hy doen net goed. Toe sê ek, ja, nee, dis pragtig, maar dis nie vir die Here nie. Nee, nie vir die Here. Jy kan maar nie help goed doen eendag. Ja. Dit gaan niks help nie. Nee. En so wil ons almal 'n paadjie vir onsself maak. Ja, Nee die man, waarheid, hierso die is die waarheid. pad. Hier is die pad. Ek gaan vir julle 'n paar goed wys net. Hoekom baie mense sukkel? Staan in Spreuke 4. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Waar kom dit nou? Weet jy wat gebeur? Ons kom tot bekering in ons verstand. Ja. So my verstand sê vir my, hoorie, ek moet lekker wees, ek moet Sondag kerk toe gaan. Nee. Die dag as jy Jesus ontmoet, dan roer daar iets in jou hart. Is die waarheid, die waarheid. Dan kry jy iets in jou hart en jy begin, as jy nood sien by iemand hartseer raak, en jy begin heel anders optree vir jouself. Ek het op 'n call gesê, ek het nou 'n nasionale heiler geraak. Want as jy my nou 'n sleg storie vertel, net 'n hartseer storie daar, ek het al vir my oupa gelag oor so gehuil het. Ja. Maar dit is wat Jesus soek by ons. Hy soek deernis. Yes. Ja, is die Jy waarheid. moet 'n gevoel hê vir die ou aan die ander kant. Ja, is die waarheid. Ons het dit nie. Ek het van kleins af my kinders die woordjie takt geleer. Ja. Takt is die gevoel vir die ou aan die ander kant. Oh, dis Ja, Hoe jy dit dan sê. Jy kan baie keer nou sê mense, ja maar ek het dit nie so bedoel nie. Ja. Dis presies hoe jy dit gesê het. Ja, soos As jy takt in jou lewe het, dan begin jy aandag gee hoe jy moet praat. is die waarheid. Want jy moet daai ou se gedagte in jou kop hê. Ja. Nou weet jy toe ek tot bekering kom het ek dink alle gelowiges is so, jy kom tot bekering en dan draai jy nog so 1 of 2 sonnetjies saam met jou want jy beskerm. Jy steek hulle mos weg. Ek hulle weg. By elke slag sê Here vergewe my. Ja, Ek is so dankbaar dat U my vergewe. Môre doen jy dit weer. Weer. En toe kom ek in die kerk op Oudtshoorn en hulle praat die oggend en die vrou sê ons het nog sondes wat ons wegsteek. Ja. Sy sê en hierdie lied is daaroor. En ek gaan so 'n gedeeltjie net van hom vir julle sing want dit het my daai oggend tussen die oë geslaan. To that river I am going, taking sins I cannot bear. Ja. Come and cleanse me, come forgive me, Lord I need to meet you there. Dis die sonnetjies wat ons beskerm. En die Here sê, bring hulle vir my. En ek kon by 'n punt kom, waar ek sê, Here, ek is klaar. Ek sal dit nie weer doen nie. En weet jy, ons almal dra sulke goed. Ja. En jy dink, ag man, ek is 'n gelowige. Nee, jy is nie man. Jy is nie. Dit is 'n opsetlike sonde. Ja. Want jy weet van hom. Jy weet. Jy kan nie elke dag vra vergewe my nie. Die Here is hier. Net 'n so mensie, hy's 'n God. Ja. En hy soek van my en van jou respek. Ja. En saam met respek gaan geloof. Dit is. As ek respek het vir jou, dan glo ek in jou, dan vertrou ek op jou, dan dit is hoe my lewe, wat jy sien. Ja. So dit het my, en om geloof te bou, moet jy praat daaroor. Jy moet praat, jy moet nie bang wees om te praat nie. Kyk 'n simpel voorbeeld. As jy by 'n sloot kom waar jy moet oorspring, en jy kyk en jy sê, nee, ooit, Jessie, hier sal ek nie oorkom. Dan is jy reg, want jy sal nie oorkom. Maar as jy sê, nee man, ek sal nie oorspring, Ja. dan is jy ook reg, Yes. want jy sal oorspring. Ja. So wat sou die maklikste? Praat reg. Is die waarheid. Praat reg. Jy Ja, praat jou negatief. Ja, dis die Of jy waarheid. praat jou positief. Ja. Ons kan na dieselfde ding kyk, maar die een ou sien moeilikheid, die ander ou sien Is die voorspoed. waarheid, dis die waarheid. Hoekom is dit so? Dit is net hoe 'n mens gemaak is. Ja. Maar ek dink die grootste fout is in ons koppe. Dis hoekom ons negatief raak. Ja. Dis hoekom ons nie glo nie. Want ons dink die goed. Dit is. Maar pas op vir jou hart, Ja. want hy moet hier lê. Ja.
As jy hieruit iets verkeerd doen, dan weet jy dit onmiddellik. Die Heilige Gees sê dadelik vir jou, hey, wat jy nou gedoen. Ja. En regtig, ons moet daaraan aandag gee, om die stem van die Gees van God te hoor. En jy kan dit net hoor as jy hom in jou hart het. Nie weet wat moet ons doen? Net sê, Here, kom in my hart in asseblief. Ek het U lief, ek vertrou U alles, maar ek weet ek is nie reg nie. Kom in my hart in, vul my lewe. Want van dit wat in jou hart is, loop jy oor. Ja, is waar. Amen. Jy kan nie liefde praat in jy lewe haat uit nie. Is die waarheid. Jy kan nie, is verkeerd op. Het werk nie so nie. Nou kyk net hoe interessant is dit. Hoe maak ons geloof dood? Hoor hierso. Jakobus 1. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel. Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Ja. Want die mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dit is twyfel. Aan die verlede week toe staan ek hierso, toe sê ek oor die grond nou by ons so hier, ek sal my beeste moet wegvat, want hulle wil die grond hê, toe kanselleer die ou die huur. Toe vat daar 'n ander oor en hy sê, nee, hoor ek glad nie. Ek kan maar aanstaan. Maar jy moet dit praat. Jy moet dit reg Jy moet, as jy geloof praat, dan glo jy, want jy hoor dit. Dis die Dis hoekom waarheid. Jesus sê in die woord, jy moet my bely. Bely beteken om hard te praat. Hard praat. Bely beteken nie om, Nee. sien ons mense wat so praat. Hard praat, dan hoor jy dit. Ek het hier in die kerk gesê, ek is nie bekommerd. Amen. Ja, Dit bekommer my nie. Nee. As hy vir my is, haat sy. Ja. Wie kan teen my wees? Niemand kan nie. En alles wat met my gebeur, Ja, ja. dra sy goedkeuring weg. Ja, ja. So, as daar nou sleg goed met my gebeur, is dat ek 'n beter spoor kan los. Dis die waarheid. Ek moet 'n dieper spoor kan los. Wat Ja, mense kan sê, dit is "Jesus, nou net onthou so jy wat dit is." daai man gesê. Dis net so. Ek het nou die dag weer gepraat en oor die jare laas gepraat het. Hy sê, wie en heel wat onthou ek van jou? Ek sê, wat? Hy sê, jy het altyd vir my goed gesê wat ek moet doen. Maar is dit nie so nie? 'n Mens onthou sekere goed wat iemand op 'n oomblik vir jou sê. Ja. Ek het met 'n ou in die skool met 'n onderwyser vreeslik politiek geredeneer. En toe sê hy eendag vir my, want ek praat hom vas en ek weet hy kan nie hier kom nie. En hy sê, 'n mens gooi net terug as jy raak gegooi is. So. En kyk hoe maklik beklei ons. Dis die waarheid. Nou, hoekom beklei jy as dit nie waar is nie? Dis die waarheid. So die waarheid slaan jou. Ja. En dit laat jou beklei. Jy hoef nie te beklei nie. Nee. As dit nie die waarheid is, wat maak dit saak? Ja. Maar ons sê, ja, maar jy kan mos nie vir my so sê nie, maar nee, dit is alles nonsens, jy paai jouself. Ag ja. Bly by geloof, praat jouself moed in, sing baie, so wat vir my werk. Sing baie, want hy sê, Jesus lewe onder die lofsange Ja. van sy mense. Kyk wat gebeur as ons lekker sing die oggend. Kyk hoe lyk dit as ons soos laas Sondag sing. Dan brom ons net wil nie. As julle sien. Ek wil vir julle nog 'n paar goed in die Bybel wys, net in Matteus. Interessant man. Matteus. Gaan so 'n paar plekkies vir julle gou lees. Jesus het gesukkel in sy tuisdorp en hy sê, en hulle het aanstoot aan hom geneem, maar Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En hy het daarvan wie hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen. Is waar. Jesus het as gevolg van hulle ongeloof Ja. nie baie kragtige dade Ja, gedoen. hy kon nie.
Ja, Maar ons wil kragtige dade doen. As ons nie eens kan glo wat hy vir ons sê nie. is die waarheid. Nee, dis hoekom wat jy sê, jy moet gesag praat. Dis my so lekker hy plek in die Bybel wat staan. En hulle sê, Jesus leer die mense anders, want hy leer soos 'n man met gesag. Ja, Ek het eendag so 'n voorbeeld gebruik, toe sê ek, Jesus sê, jy sien net 'n kindie, jy het nou 'n seun geraak. As jy in 'n pakstoor werk, ek het baie keer die voorbeeld gebruik, want so 'n mooi voorbeeld, en daar val nou, sê maar appels uit, dan sal die kind nou sê, hoor julle moet die appels optel. Dan lag die een vir wie jy dit sê. Maar die seun sê, tel die appel op, en laat hy nie weer val nie. En onmiddellik is daar roering. Want die seun praat met gesag, die seun gaan die pa opvolg. dit is Die seun het gesag. het gesag. In die woord sê Jesus vir ons is erfgename. Ja, So, so as ek 'n erfgenaam is, dan het ek gesag. Amen. dit is. En ek moet dit uitleef, en ek moet dit praat. Ja, jy moet Want eers as ons dit praat, Kry ons. dan registreer dit. Yes. Anders is dit nêrens nie. Moenie net aan 'n ding dink nie. As jy wil ophou met enige probleem wat jy het, sit dit hard op die lig. Ja, Alles is net vir jouself. Ek ry nou baie in 'n lorry soos hy man, ek kan lekker met myself praat. Dit het my lang ure gegee om met myself te praat. ja, En dis die belangrikste praat. baie belangrik, ja. Want dan hoor jou hart wat in jou kop Ja, is aangaan. die waarheid. Jy moet met jouself praat. Dis belangrik. Hoor jy maar, ek wil net ja. Self antwoord. Ja, net so. Ek wil baie op myself. Dit was lekker in die maskertyd. Kan jy met jouself in die winkel praat? Nou vergeet ek het nie 'n masker aan. Hoor jy so, en kom Petrus klim uit die boot uit. Hy vra vir die Here, kan ek op die water loop? Die Here sê ja, kom. Hy klim uit en loop op die water. Next move to sink hy. Ja. Dis Petrus, dis die rots van die kerk. Hy sink. Jesus sê vir hom, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Ja. Net getwyfel. Koep sink ek. Ons is so maklik by twyfel. Weet jy, het gaan nou sleg vir my. Ek het my werk verloor. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Nee man, die Here sê, ek sê jou help, nie hoor nie. Ja, my hoor. Praat dit net. Praat net. Sê man, die Here is in beheer. Hy sal besluit wat in my Ja, lewe dit is al aangaan. baie waar. Nee, jy nie. Waar, hoor. Jy moet dit praat. Jy Die moet oomblik reg as jy praat. praat, Ja, jy moet reg praat. dan kom geloof deur. Ja. Want geloof soek woorde. Hy soek woorde. Geloof is nie net so om kyk na dit. Nee. Geloof is om te sê, man, my God is in beheer. Hoor jy? Ou het eendag vir my gesê, hy gaan immigreer, want Malema gaan die land oorvat. Toe sê ek, wie, dis interessant. My God is in beheer van wie die land Ja, oorvat. nee, want ek wou nie oor daai. So, en toe immigreer hy nooit nie. Ja, nee, ek wou dit praat. Hy het nou nog grond gekoop. Ek wil hom nog sê, jy is nou eintlik heel verkeerd teen wat jy gepraat het. Ja, nee. Want mens praat maklik verkeerd. Mens praat maklik verkeerd. Baie verkeerd. Hoor hierso. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. Ja. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê. Weet jy, Jesus gee al die mag vir ons. Ja. Hy gee dit in ons hand. Ja. Maar ons verstaan dit nie. Ons wil alles vra en maak asof hy moet sê of dit gaan gebeur. Man, Jesus wil vir jou voorspoed hê. Dit is. Amen. Hy wil vir jou hê wat goed is. Dis waar. Hy wil jou sondes vergewe. Ja. Maar jy moet dit sê. Jy moet dit sê. Jy kan dit nie net los nie. Nee. Maar laat dit vir jou wees soos wat jy wil hê. Dis geloof. Daar moet ons inkom. Ja, dis die waarheid. Ja, hierdie goed roer 'n mens. Dis 'n truth. Dit maak 'n mens baie keer dat jy nie lekker verstaan nie. Jy moet reg praat. Hoor hierso. Daarop bestraf Jesus hom en die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword en van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kan ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Ja. Wie wat doen ons baie keer?
ons gee gou moed op. Ja, is die waarheid. Ons bid nou oor 'n ding. Ja. Mooi voorbeeld, die kerk wat moet gebou word. Ja, ja. En nou op 'n dag besluit ons, nee maar dit vat te lank. Dit vat te lank. En dis net waar ons die fout maak. Groot. God soek mense met deursettingsvermoë. Ja. Wat gaan die grootste wonderwerk wees is die kerk gebou raak. Ja. Die twee mense se geloof. Ja, nee, ek is binnekort. Vir hoeveel jare? Dis 'n voorbeeld vir elkeen van ons. Ja, binnekort. Dis daai geloof wat ons moet hê. Ja. Ek het al baie die storie vertel, julle meeste van julle weet dit van my beeste. Die dag toe ek daar verbyry en hulle sê ek moet my bees verkoop en ek ry daar verby met die lorry en ek kyk die bees en ek sê, Here, ek het al die fights in my lewe gefight en ek het die meeste verloor. Maar die bees gee ek nou vir u. Ja, daar kom Ek sal dit bestuur, maar ek gaan nie verder hierdie en van daai dag af gaan ek vorentoe. Sien, dis die waarheid. Van daai dag af gaan ek hulle twee beeste van my gesteel, hulle binne in 'n graf gegrawe, hulle lewendig daar ingesit. Toe lag ek so, ek sê, Jesus, ek kan nie glo dat ek nie bees geslag het al. Die kikkie sê, is jou bees, is die Here se bees. Ja, die Here, hulle sal nie die Here se goed vat nie. En dit nie gedoen nie. Maar ons wil ons goedjies hê. Nee man, Jy gee vir die die Here. Here sê, gooi jou uit vir ander mense. Dit wat Charles gedoen het, gooi jou uit. Ja, gooi uit. Gooi jou uit, ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou. vir julle. Ons moenie twyfel nie. Daar is ons grootste doodsteek. Amen. Die storie het ek al hier vertel, ek wil hom net weer vertel. Ons die Christusfees gehou op Oudtshoorn, jare terug. En ek was op die komitee. En toe ons almal betaal het, toe dat kom die pastoor ons die aand en hy sê ons kort 72.000 rand. En ons moet dit hê voor Maandag. En ons moet nou bid. Maar ek was toe, hulle my bel by die huis, ek al 4 gemaak, is 'n Vrydag aand. Ek gaan nou brei. Nou jaag ek kerk toe. Ek sê, pastoor, kan ek of jou sê, ek dink ons is heel verkeerd. Jesus sê, al die beeste op 1000 heuwels en al die goud en silwer, alles is myne. Die Here is die waarheid, hy sê so. Nou, hoekom moet ons vir hom vra vir dit? Ja. Die Christusfees was vir hom. Was vir hom. Hy sê, hy kyk my net so, hy sê nou, okay, bid jy eerste. Ek sê, ja, want ek gaan sommer gaan, ek wil net klaar bid. Ek sê, baie dankie Here, vir die geld wat u gaan stuur. Ja. Dis die geld vir die Christusfees. Ons het dit vir u gedoen. U is in beheer van alles. Dis die Vrydag aan. Die Sondag in die oggend in die kerk steek 'n ou sy hand op, hy sit so in die middelblok. Dis 'n groot kerk. Ek kyk na die ou wat sy hand op sê, maar ek ken hom nie. En die pastoor sê, "Jesus broer," hy sê, ek gaan nie kerk toe nie. Maar die Here het van Vrydag aand af met my gestoei. Ek moet iets doen. Die pastoor sê, "Wat moet jy doen?" Hy sê, "Ek het 'n cheque wat ek vir jou moet gee." Praise God. Hy sê, "Okay, wag net vir na die tyd." Hy sê, "Jy verstaan my nie. Ek is nie 'n kerkmens nie. Ek is moeg. Die Here het vir my gesê ek moet dit bring." Raai wat? Hy gee hom 'n cheque van 72.000. Here. Dis nie wat ons gedoen het nie. Dis ons het net dit vir Jesus gegee. En hy sê dit. Hy sê, "Gee dit net vir my. Gee dit net vir my." So. Ons het so lied altyd gesing. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Maar ons wil nie alles vir hom gee nie. Ja, hy wil in ons plek staan. Hy wil ons vergewe, hy wil ons seën. Maar ons gee hom nie hy gappie. Ons wil dit self doen. Ja, amen. Is dit nie interessant nie? Ja. Ek wil ook nie al die interessante goed doen. We lopen volgende keer op. Nee, dit is vir my so mooi as mense goed hier uit die woord uit haal. Ja. Want dit is, mense kan maklik draaie loop. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang. As julle glo. Julle glo. As julle glo. Oom Jansen het vir my gesê, ons het 'n biddag vir reën gehad. Maar hy was in die kerkie, ek het hom by 'n kafee gekry, toe sê hy, nou waar was julle aan nou? Toe sê ons nie, ons was by die biddag vir reën, toe sê hy, maar hoekom jy nie sambrele nie? Ja, so.
Dit slaan jou nogal voor die Dis kop. die waarheid, dit werk so. Ons vra dan vir reën, maar ons glo nie in karreën nie. Ja, die Jode loop met sambrele as dit So dit is net die, en dis alles goed om geloof op te wek. baie goed. Om geloof op te wek, want geloof kan vervlou. Ja, kan Dis hoekom die disippels vra, Here gee ons meer geloof. Ja, Want dit kan vervlou. Is vir my so goed ou Paulus. Ek het bitter baie respek vir hom. Maar hy sê, hy moes hierdie goed doen net om weer moed te vat. ja, moet kry. Want jy kan agterraak, jou voete begin sleep. Sleep, Jy gaan nie Sondag kerk toe nie, want ek is moeg, ek het die hele week gedoen. Man, jy weet, werk elke week. jy weet, ja. Daai storie van moeg is nonsens. Dis 'n uitgedinkte ding. Uitgedink. Jy is nie moeg vir Vrydag aand nie. Ja, die waarheid. Maar vir Sondag is jy padtyers. Jy sal ontvang as jy glo. Yes, die man. Wat ek sê. Môre kry ek nie. Was waardig. Baie waardig. O, dit is baie waardig. Jammer dat ek so 'n bietjie bly. Jy kan nie alles merk nie. En waar hy ook al ingegaan het, in dorpe of stede of buitenwyke, het hulle die wat ongesteld was op die markpleine neergesit en hom gesmeek om al was dit maar die soem van sy kleed aan te raak. En almal wat hom aangeraak het gesond geraak. Weet jy, hier's 'n groot catch in. Here sê ek hou vir jou die lewe en die dood. Ja, Kies jy. kies self. Ek het altyd vir my kinders gesê, vir baie mense, die handigste stuk gereedskap wat 'n mens kan kry is 'n krywa. Ja, Maar jy moet hom stoot. ja, jy moet. As jy daar staan beteken hy niks. Maar nee, Maar as jy hom stoot, kan jy met daai krywa baie dinge doen. baie dinge doen. Hy sê, Jesus sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. Ja, ja, die waarheid. Ek en jy moet doen. Ons moet doen, ja. Hy sê, kom na my toe, die wat vermoeid en belas is. Jy kan die water van die lewe kom haal vir nie. Ja, Kom haal. Jy moet kom. jy moet kom. Jy moet kom. Jy moet opstaan. Jy moet kerk toe kom. Jy moet die Here prys. Jy moet as jy negatief raak sê, man, Jesus is in beheer. Hy sal vir my besluit. Ja, nie jy nie. Ek gee nie om wat jy sê nie. Ja, is die waarheid. Ek het altyd gesê niemand kan na my vat nie. Baie mense wil kyk sê altyd kan nie verstaan dat jy nie meer slaag is nie. Want ek word beskerm deur die bloed van Jesus. Ek het my verneder voor hom. Ek moes op 'n dag kom waar ek afsak en sê, Here, ek kan nie glo dat ek so stupid was nie. Toe hy daai dag vir my sê, hoekom vergewe jy nie deel nie? Ek sien dit nog vandag soos voor my. Toe dink ek sê, maar dit maak nie sin nie. Ja. Dis nie hoe ons groot geraak het. Ja. Ons het groot geraak, oog vir 'n oog, man. Amen. As jy hier op my bek slaan, dan gaan ek jou help om die oor van jou toe te kry. Maar dit is nie wat ons moet doen nie. En wie wat so my die grootste wonderwerk, hoe die Here my verander. Yes. Amen. Ja. Hy het my verander van 'n haatdraande, bekleiagtige na iemand wat die grootste moeilikheid kan oplos. Is waar. Kyk baie keer by ons probleme in die werk. Ek kry dit maklik opgelos. Nie oor ek is nie, Nee. maar oor ek die beginsels van Jesus gebruik. En oor ek liefde uitstraal. Ja. En nie iemand te nakom nie. Ons almal kan nie dieselfde dink nie. Ons is Nee. waarlik. So jy moet die ou aanvaar wat anders dink. Aanvaar, Draai ja. net sy storie vir hom. Ja, ja. Dan kom hy self hier agter nie. Nee, ja. Ja, dis net 'n mooi manier om dit te doen. Is die Maar waarheid. dis nie wie ek gewees het. Nee. Maar die Here het my verander dat my kinders kan vanoggend bel en sê, "Eers die pa, ons is so trots op jou." Ek het altyd gedink ek doen nie genoeg nie. Mense dink altyd so. Ja. Jy dink altyd ek is nie goed genoeg vir die kerk op nie. Yes. Ai. Waar. Ek gaan nie hemel toe gaan. Jesus sê, "Moet jou nie bekommer nie, man. Amen. Glo net in my, jy gaan hemel toe." Ja, nie waar nie. Ons gaan almal hemel Wat toe. nie? Hoekom sit ons hierso? Om hemel toe te Ons gaan vir hemel toe.
Nie om die pastoor te kom luister Nee, nie, nee. om hemel toe te Om gaan. hemel toe te gaan. Want kyk, hy vra, wat is die grootste gebod? Ja. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele Ja. siel, hele verstand, Hoor daar. en jou naaste soos jouself. Hoor daar. So wat dit beteken, as ek en jy dit leef, Ons moet dit sal leef. ons al die ander goed doen. Ja, maar dis nie waarheid. Want dis ingesluit. Yes. Ja, nee. Ja. So een van die grootste goed, is dit wat Charles gedoen het vanoggend. Maar ja, is die waarheid. Jy moet jou naaste lief hê soos Soos jouself. jouself. Amen. Daar lê 'n groot catch. Yes. 'n Groot catch. Ons het mense op die plaas, hulle is lankal afgetree. Hulle is oud, hulle sukkel, die kind tik, die ander een werkie, die hulle. Nou ek en Kikkie sorg amper vir hulle en dan koop ek altyd vir hulle goed by die winkel en as hulle orpy kry, dan gee hulle weer vir my die geld. Maar nou bel ek kort, sal meneer net vir my 'n kragkaartjie by die werk kry asseblief. Nou kan ek dit dan maar op skuld koop as hulle nou weer die geld gee. Nou sê Kikkie nou eendag vir my, hoekom doen jy al die goed? Ja. Want dis partykeer irriterend, jy weet, dit raak baie. Sê ek, weet jy, sê nou Jesus sê, Sien jy? hoor ek nou genoeg gehad van jou. Ja, maklik. Ek gaan jou nou 'n maand los. Waar is ek dan? As hy my los is weg. Nee, gon. So dis wat Jesus van ons verwag, Ja, dis die om op waarheid. te staan vir die wat nie kan praat, Wat ek kan praat. en die wat nie kan doen Wat nie. nie En kan die doen. daai mense sal nie, toe ek die eerste dag so toe ry, ek sê vir Kikkie, ek gaan sommer die goed laat op rekening skryf man, hulle kan wag vir hulle geld. Sy sê, hulle sal dit nooit doen nie. Ek sê, hoe kom ek noem die vrou Rooikappie, want sy het eendag 'n rooi rok aangegaan. Ek sê, Rooikappie, jy 'n skuldboek hierso. Sy sê, ja, ek sê, okay, skryf my naam in, nou gaan ek gou 'n paar goed vat, dan skryf jy daarby. Nou het ek al 3 blokke daar wat ek vat vir mense. Sy sê dit nie op jou naam, dis oom Kapkyn. Ja, sy noem my oom Kapkyn, want Kikkie bak Kapkyn, sê die winkel. Oom Kapkyn. Hier is 'n baie interessante enetjie, man. Dit gaan ek julle nou mee 'n lekker dingetjie gee, staan in Markus 10. 40. Die blinde ou sit, en hy hoor Jesus kom maar verby. En hy skree, en hy raas, en almal maak hom stil. Hy sê, bly stil man, bly stil. Maar Jesus loop staan, en hy sê, wie roep? Bring hom hier na toe. En hulle sê vir hom, toe gaan Jesus staan, en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man, en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af en staan op en kom na Jesus toe en Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. Nou die Bybel sê, roep my aan in jou uur van benoudheid. Ek sal jou uithelp, jy moet my eer. Roep is, Jesus! Ja. Roep is hy. Nee. Jesus wil gehoor word. As daai ou nie geskree het nie, het Jesus nooit gestop nie. En dis 'n les vir ons almal. Ja. Hoe swaarder dit moet jou gaan, hoe harder moet jou volume raak. Dis die waarheid. Ja. Wie wat doen ons? Ons raak al stiller. Dis die waarheid. Ons sê ek kan sommer sien as 'n vonk met daai ou want hy stil, hy praat nie. Dan begin jy meer dink met jou kop as wat jy met jou hart moet dink. Ja. Dis gevaarlik. Hierdie ou het geskree. En dis lekker om te skree, Jesus, ek doen dit baie. Ek het al baie gery en 'n ry ding al skree ek, Jesus. Dan sê ek, dankie Here, ek weet nou. Jy kyk nou vir my. Nou gaan ek vra wat ek wil vra. Ja, dit is so. En dan gebeur dit so. Ek het julle vertel van daai koei wat ek kon opstaan, dis het 8 dae gelê. Ek het klaar die oë gekry wat dan moet kom skiet alles. Ek ry uit Oudtshoorn in die oggend. Ek bel vir Kikkie, sê ek die koei water gee. Ja, ek sê hoe lyk die koei? Sê nee, sy lyk nog slegter. Ek maak die foon dood. Ek sê baie dankie Here vir die koei wat gaan opstaan. Baie dankie. Halleluja. Ek eer U daarvoor. Ja. Die Saterdagoggend sal die ou nou kom. Ek sê vir Kikkie, kom ons loop gee nog 1 keer water. Jy sal nou net toe kom. Toe ons na die koei toe ry, toe roer sy so en ek sê staan op. Kom pa, staan die koei op. Prys die Here. Kikkie raak in die huil.
Ek moet haar trane afvee, sy vee niks by my af, maar ek help haar. Dit is geloof. En daar die koei reggekom. Ja, dit is Heeltemal geloof. reggekom. Geloof. Dit is geloof. Geloof. Ja, dit is Jy sien, na 8 dae, toe kan ek nie meer nie, want ek sien die bees gaan agteruit en sy lê en sy kan nie bly lê nie, so. Dis waar ons menslikheid inkom om te besluit, nee, ons moet dit maar stop. Ja, dis die waarheid. Nee man. 'n vriend van my op Velder sê vir my, jongen, jy nie 'n gelowige, jy moet jy nie langer vertrou as nou net 8 dae nie. Nou wie, dit laat jou dink net. Dit laat jou wat iemand so sê vir jou. Laat jou baie keer dink, maar hoekom sê die ou vir my so? Want dit roer my nou. Ja, ja. Ja, hierdie goed is baie. Yes, jy kyk nou gou hierso. Die engel verskyn aan Sagaria. Hy sê jou vrou gaan 'n seun baar. Jy moet hom Johannes nie. Sagaria sê nie, jy verstaan seker nie. Ons is oud. 20 jaar oud. Die engel sê vir hom: En kyk, jy sal swyg, hy sal stom wees. En nie kan praat nie, tot op die dag dat hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde, wat op hulle tyd vervul sal word, nie geglo het nie. So. Nie geglo het nie. Nou wat is al die woorde wat Jesus vir my en vir jou sê? Hy sê, moet jou nie bekommer nie. Ons sê iemand sê, luister, ek sal nou bekommerd word. Want die dinge lyk nou nie reg nie. Nee, dit sal reg wees. Kyk net hoe maklik. En dis juist oor die goed wat ons praat, wat ons sink. Want dit vat ons kop. Dit vat ons kop. So, jy moet dit wegvat. Ja. Hy sê, jy sal daar tot daar, omdat jy my nie geglo het nie. Nou weet jy hoeveel keer dink ek moet Jesus dit sê van ons. Ja, van ons, ja. Hy sê, wie, ek is so trots op julle man. Hoekom glo julle nie wat ek vir julle sê nie? Ja. Gaan jy nou wys, ek kom nog by my plekkie, ek kom nog by my. Precies, is het weer. En wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie? Ja. Staan in Lukas 6, vers 46. Hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? En wie, dit is daarom eenvoudige woorde. Hoekom doen julle nie wat ek sê nie? Nee, ons besluit self wat gaan ons doen. Ons besluit self, jy moet 'n hoed dra of jy hoef nie hoed te dra. Jy mag nie 'n lang broek dra nie of jy moet een dra. Ons besluit self. Nee man, hoekom noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek sê nie? Ek is nie ver van klaar af nie. Nee, dit is waarheid. Ons het baie tyd. Ons het kerk toe gekom. Ons het pensionaris en ons het baie tyd. Terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom, u dogter is dood, moenie die meester lastig val nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy hom en sê, moenie vrees nie, glo net, sy sal gered word. Yes. Net glo, nie op en af spring, val, dansies uitoefen, in die ronde hardloop, niksie, Nee, glo net. glo. Jy moet goed doen om jou geloof op te wek. Amen. As dit jou help, fantasties. Fantasties. Maar die catch lê in die glo. Amen. Glo en sy sal gesond word. Glo. Nou hier het ek net vir julle gou 3 goedjies. Waarvoor moet ons wakker wees? Waarvoor moet ons wakker wees? As ek sê ons, dan praat ek van ons as gelowiges. Waarvoor moet ons wakker wees? Lukas 17 vers 3. Pas op vir julleself. Ja, die Bybel sê. Pas op vir jouself. Ja, die Bybel sê. Jy is die grootste gif. Dis die waarheid, ja. Bybel sê. Ek kry mense wat sê, wie, ek het nie vriende nie, wie, hoekom nie? Jy is die fout. Amen. Ja. Kom het niemand reg nie. Ja, pas op vir jouself. Ek het jare terug in die see ingedryf by Mosselbaai met 'n seestroom. En toe ek agter die branders, ek kan nie strand meer sien nie en ek weet, ek gaan versuip, daar is nog nie 'n storie nie.
En ek sê vir myself, maar al wat ek moet doen, ek moet net afsak en suigie water in, laat ek, want die haie is daar om my haie-eiland daar by Mosselbaai. Ek kyk rond of ek nie vir Free Willy sien, maar ek sien niks. En ek dink, maar as ek nou 'n vin sien, kyk ek is aan vet, ek sal gulserig wees, hy sal net 'n klein stukkie vat, hy gaan nie alles vat nie. Maar in daai oomblik van nood, wat ek besluit ek gaan myself verdrink, kom hierdie woorde by my op. Ja. Pas op vir jouself. Maar dis die waarheid. Pas op vir jouself. En weet jy, as jy vandag net dit vat, pas op vir jouself. Ek en jy is ons eie grootste vyand. Die waarheid. Ons eie grootste vyand. Maar dit is maar regtig die waarheid. Kan nou klaar wees? Hier staan in Lukas 21:34. Maar pas op vir julleself. Ja, Dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap daar en sorge van die lewe nie. Sorge. En die dag julle nie skielik oorval nie. Ja. Wie ek werk my vrek man. Ek is klaar. Ja, Ek kan nie meer nie. Soos hulle. Gaan op die Sondag kerk toe. Pas op vir jouself. Sorg vir jouself. Pas op vir jouself. Ja, pas op. In die army manne, almal van ons wat daar was sal weet, sê hulle vir jou, as jy so moeg is dat jy nou vir jouself sê, jy kan nie meer nie, het jy nog net 45% van jou krag gebruik. Amen. Nou, die interessant is, jy leer het in die army. Hulle wys jou later aan. Daar waar jy dink jy's klaar, het jy nog net begin. Jy het nog net begin. Ja. Weet jy, geloof werk het net so. As ons dink ons is ver genoeg. Ja, nee, dis nie waar. Nee man, weet jy, Jesus soek jou, hy soek jou so naby, dat hy met jou kan praat, soos hy met Ja, Paulus dis nie waar. gepraat het uit die hemel uit en gesê, Yes. hoekom vervolg jy my? Ja. Dis hoe ons Jesus se stem leer ken. Dis hoe ons weet. Maar wie het altyd iemand nodig wat jou herinner? Ek het hierdie week weer gesê, ek is nou so bekommerd oor die ou wat nou daar iets wil kom doen, toe sê, hoekom bekommer jy jou? Jy weet dan, nou, sy gooi my eie woorde vir my, maar net oor ek het hoor, Ja. toe sê ek na ruk van, nee, ek is nou rustig, ek is nou oor het. So wat is die les in die storie? Ons moet hard praat met onsself. Praat hard met jouself. Daar in die kitchen. Dis die waarheid. En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my naam. En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie. Deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Deur julle volharding moet julle lewe in besit kry. Kyk hoe lekker is dit as haar wonderwerk met jou gebeur. Ja. Want dan dink jy, yes. Toe die ou nou die week sê die ander ou hier nou en hy sê, waar nie oor my besie. Toe dink ek, dis mos 'n wonderwerk. Dis mos 'n wonderwerk. Ja, dit is. Dit kan mos nie net gebeur nie. Ja. Nou dit is die goed wat 'n mens roer in geloof. Ek krap baie keer in my Bybel. Ek het nie op een plek geskryf toe ek moet terugkom Citrusdal toe. Toe bid ek baie daaroor. In die oggend lees ek en die Here sê duidelik vir my jy moet terugkom. En ek skryf dit in my Bybel. My geloof is in God en die datum en ek moet terug Citrusdal toe. Nou hier kan vir Kikkie vra ek het al hoeveel keer daai stuk vir haar gelees. Daar's niks in. Wat kan sê ek moet terugkom nie. Ja. Daar's niks in nie. Maar die Here het dit gesê. Hy het dit in my hart gesit. Ja. En ek het dit daar neergeskryf. En weet jy hoe roer die woorde mense as jy weer sien wat jy geskryf het? Dis baie keer dit wat jy moet hoor of sien, wat jy self geskryf het. Dan het ek so 'n stukkie nou die dag gekry. Man, die mense skryf dit keer goed en jy. Dis 'n WhatsApp. Hy was in Engels, ek het hom nog net in Afrikaans vertaal. Maar luister net gou hierso. God ken die regte tyd. Amen. God ken die regte plek. God ken die regte persoon.
En God ken die regte antwoord op jou gebed. Vertrou hom net. Ja. Ja. Is dit nie Ja. die catch van alles nie? Ja. As hy in beheer is van alles, kan daar mos niks met my gebeur Nee. wat oor myself is nie. Dis die waarheid. Ek moet vashou aan die vertroue wat hy gee. Yes, Lord Jesus. Dat hy ons gered het. Dat hy sal sorg vir my. Yes. Ek sal voorsien vir jou. Dis die Ek sal jou waarheid. gesond maak. Dis die Ek sal dit waarheid, doen. dis Ek die sal dit waarheid. doen. Wat 'n vriend het ons in Dit Jesus. is die waarheid. Hy wat in ons plek Ja, wil ja, staan. ja. Ons gee hom nie daai kans. Dis die waarheid. Ons wil dit self doen. Ja, ons kan nie. Ons kan Ons dit wil nooit hom kan nie die nie. kans gee. Ja, ons kan die waarheid. Ek hoop ek het vir julle iets Ja, is die gesê. waarheid. Want mense moet aan die goed dink, Ja, anders, is die waarheid. anders gaan dit jou verby. Ja, ja, ja. Here Jesus. Ons maak net ons oor toe. Here, baie dankie vir u liefde, u genade, u grootheid. Dankie vir u Heilige Gees. Dankie vir geloof, Here. Dankie dat ons as 'n groep gelowiges by mekaar kan wees. Vul ons met u Gees in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Baie waar. Baie dankie. Prys die Here. Ja, ons kan vir die Here lekker aan 'n klap gee. Ja. Hierdie was die woord van die Here. As jy nou nog twyfel. Ja. Regtig. Ons moet oppas wat ons praat. Ja, baie op. Ons moet oppas wat ons saai. Wat jy luister wat Wat ander vir jy jou saai, sê. sal jy maai. Weet jy, sommer sit jy langs my toe die broer so praat. Sê, weet jy, dis so waar. Jy sien dieselfde ding. Presies dieselfde ding. Jy sien dieselfde bootjie as iemand anders. Een mens sien negatief, jy sien die positief. Ja. En na een negatiewe mens maak 300 mense negatief. Negatief. Een positiewe mens Ja. sukkel om die ander Regte kry. positief te kry. Is dit waar? Want ons is in die wêreld en die duiwel druk ons op dit wat negatief is. Ja. Maar ek eer die Here dat ek vanmôre weet, as jy net kan glo, is alle dinge moontlik. Jou geloof hoef nie groot te wees nie. Ja, Jy moet net glo. Jy moet reg En praat. wanneer jy dit glo, dan praat jy Jy moet dit. reg Weet jy, ons is praat. aangeval kind van die Here, omdat ons glo in manifestasie. Nou manifestasie is die grootste, Ja. is 'n manifestasie is 'n demonstrasie van geloof. Jy roep die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan en dit sal bestaan. Is dit waar vanmôre? Ja. Ek kan nie glo dat daar mense is wat nie glo in manifestasie. Dis nie okkulties nie. Nee. Dis uit die Bybel uit. Amen. Weet jy, dis wat Jesus sê, as ons nie soos kindertjies word nie, sal ons die koninkryk. Dit is die grootste bewys dat jy kinderlik, nie kinderagtig is nie, kinderlik in die Here. Amen. En dit werk in van die Here. My Boeta, baie dankie vir hierdie kosbare woord. Ek weet as die geld gekom het vir die bou van die kerk, kan ek vir broer Neil weer aanstoot en sê, broer, ek is nie hier, die bring weer 'n woord. Amen, prys die Here. Dis so lekker man, broer Willie, pastoor Hardes, dis so lekker broer Johan, het al vir ons op Telegram, het hy 'n kosbare woord gebring. Kind van die Here, ons moet ons beoefen aan die godsaligheid. En hoor mooi vandag, ek wil almal 'n fair chance gee. Want as iemand nie vir my 'n kans gegee het ek nou nog gestaan en hakkel. Prys die Here. Ek moes die kans kry om in te spring om iets vir die Here te doen. Ons moet iets vir die Here doen terwyl dit nog vandag is. Dankie my Boeta. Ek weet nie hoe voel julle nie, maar I feel revived. Ja, ek kan nie waar. Ek weet nie wat of jy dit onder die brood of bo op die brood sit nie. Maar ek voel ek kan aangaan. Prys die Here. Want weet jy wat God sien? Net ons geloof. Hy sê as hy weer kom, gaan hy geloof by ons kry. Wie glo ons gaan kerk bou? Halleluja. Wie weet dit ons gaan kerk bou? Amen. Prys die Here. Amen en amen. Prys die Here. Dankie my Dit Boeta. is waar wat broer Neil gesê het. Dink julle ek sou die goed gekoop het as ek dit nie geglo het nie? Dit kan nie. Geloof, wankel nie vertrou die Here.
baie dankie vir hierdie goddelike diens. Help ons, Here, dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar dat ons daders sal word van geloof. En mag die liefde van die Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die genade van God ons Vader met ons wees en by ons bly. Almal wat die Here verwag op die wolke, sê saam met my, amen. Amen. Geliefdes, ek vra gou mooi, kan ons net gou sit? Sit af daar, broer Jan. Prys die Here. Hierdie is 'n baie moeilike storie vanoggend. As jy voel jy het 'n